Shalom weer van ons en welkom om saam met ons weer te luister en te kyk na hierdie ontsettende belangrike onderwerp, wanneer ons praat oor ons verhouding met Vader deur gebed. Ons het gesels oor sy woord, ons gesels nou daaroor om met hom te gesels, maar ook om te luister. Ons het verlede week afgesluit en vir die genoem dat ons baie keer net moet stil bly. Ons het gevind dat dit vir mense 'n baie vreemde begrip is. Ons kyk maar daarna. Kom ons staan in 'n groep, of ons is alleen by onsself en sê, kom ons bid saam. Onmiddellik sal iemand begin bid en iemand sal besig wees om met Vader te praat en daar is niks fout daarmee. Maar wanneer luister ons? Is gebed nie ook 'n twee-rigting gesprek waarin ek moet luister nie? Persoonlik dink ek ons spandeer baie min tyd aan luister. Kom ons luister wat Vader wil sê, sodat ons met hom in gesprek kan tree. Vandag wil ek egter so 'n bietjie meer gesels oor die persoon wat bid. Ons het gevind deur die jare dat 'n mens wat bid, se lewe word verander. 'n Persoon wat bid, en wanneer ons na die definisies kyk, en wanneer ons na die aspekte van gebed kyk, waaroor ons verlede week gesels het, dan sien ons dat die persoon wat bid, in die eerste plek, onselfsugtig leef vir Vader. Ons is in gesprek met hom. Ons leer sy karakter ken. En omdat ons sy karakter leer ken, begin ons lyk soos hy. Romeine 6 vers 11 sê vir ons, en net so moet julle ook julle self beskou as dood vir die sonde, en dat julle leef vir God in eenheid met ons meester Yeshua, die gesalfde een. In eenheid met, net soos Yeshua dit gedoen het, so moet ons in eenheid God se karakter leef. Dan sal die mens onselfsugtig wees. Dit beteken om nie altyd klem te lê op jouself nie, om nie altyd te dink aan jou eie behoeftes nie, om nie altyd te kyk, wat is my probleem? Wanneer ons in gesprek met Vader tree en sy karakter ons in word ons onselfsugtig. Johannes 8 vers 28 sê in die tweede deel daarvan, en dat ek niks doen vir my eie plesier, maar net dit wat my Vader my geleer het, dit sê ek. Dis Yeshua se eie woorde. Hy het gesê, ek is onselfsugtig. En op dieselfde manier verander die bidder, die persoon wat bid, om te lyk soos Vader. As ons kyk na onsself, na ons eie lewens, waarop is die meeste van ons gebed gekonsentreer? Galasiërs 2 vers 20, wat baie van ons ken, sê, ek is saam met die gesalfde een gekruisig, van toe af aan is dit nie meer ek self wat leef nie, maar die gesalfde een leef in my. Die lewe wat ek nou in die menslike natuur leef ek in die natuur van die Seun van God, wat my lief gehad het en sy lewe vir my gegee het. Dit is nie meer ek nie. Ek leef nou volgens die karakter, volgens die natuur van hom wat in my is, wie se gees my lewe beheer. Dis hy wat vir my belangrik is. Die kind van God wat bid, word meer en meer onselfsugtig. Die eie lewe word al hoe minder belangrik. In die tweede plek sien ons dat 'n persoon wat tyd spandeer in God se teenwoordigheid, Vader se liefde leef en wys. Dit is mos logies. Hoe meer ek tyd spandeer in my Vader se teenwoordigheid, hoe meer kan dit afvee aan my, hoe meer kan ek deel word daarvan. In Johannes 2 vers 15 sê dit vir ons duidelik. Moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van die Vader
nie in hom nie. Ja, hy wat tyd met Vader spandeer, sy liefde wys as Vader se liefde. In die klein boekie 3 Johannan wat min gelees word, in vers 5 sê hy, jy vir wie ons lief is, jy doen alles wat jy doen vir die broers in vertroue, en spesiaal vir die wat vreemdelinge is. Johannan skryf vir Gaius, sy vriend en oudste in die gemeente. En hy praat met hom en sê vir hom, maar jy doen alles vir ander. Jy doen dit wat nodig is vir ander mense. Is dit ons gesindheid, is dit hoe ons leef, is dit wat ons doen? Wys en leef ons Vader se liefde. Dis sy wil. Ek vind ook meer en meer dat wanneer 'n mens met mense gesels wat bid, mense wat tyd spandeer met God, dat hulle gebalanseerd is in hulle lewe. Nee, nie gebalanseerd is met sonde en God se opdragte nie. Hierdie is 'n ander balans. Hierdie gebalanseerd beteken om nie weg te hardloop met een ding alleen nie. Hulle sien die hele prentjie. Ons hoor nie een teaching of een lering wat gegee word en dan hardloop ons weg met daardie een onderwerp en dis al wat nou vir ons belangrik is. Ek het altyd die vergelyking getref van 'n pampoenbediening. Weet ons, mense kom en dan vind hulle een pampoen en sit die pampoen onder die arm en daar loop ons. En dan kry ek 'n ander pampoen en dan druk ek hom onder die arm. Maar soos wat ek hom onder die arm indruk, dan stoot hy die ander een uit. So ons het elke keer een ding in ons lewe wat ons mee hardloop. Ek beveel aan, kry vir jou 'n karretjie. Laai al die pampoene op. Ons moet besig wees met al die onderwerpe, met al die begrippe. Ons moet besig wees met alles wat Vader vir ons wil leer en wil gee. Dis 'n gebalanseerde lewe. 100% gehoorsaam aan Vader. 100% besig met hom en sy plan. Die kind van God wat bid, vind ons leef so 'n lewe. Hardloop nie weg met een ding nie, maar verstaan al die aspekte van Vader se karakter. Kolossense 3 vers 23 leer ons, doen alles wat julle doen, vanuit julle hele verstand, wil en emosie, soos vir ons meester en nie vir mense. Ons moet besig wees met sy dinge vir hom. Dis die balans wat in ons lewe moet wees. Verder is dit so dat, ek dink almal van ons kan getuig, dat die persoon wat bid, is iemand in wie jy Vader se nederigheid kan sien. Hy besef wie hy is. Om tyd in Vader se teenwoordigheid deur te bring, kom 'n mens gou agter wie jy is. Sien 'n mens gou dat jy maar net 'n nietige mens is. Ja, iemand wat vrygekoop is, wat die volheid van die Gees van God in hom kan dra. Maar iemand wat vry is van homself. Iemand wat tyd met God spandeer, is iemand besef wie hy is, en dan kan niemand van ons 'n groot kop hê. Numeri 12 vers 3. Nou die man Moshe was baie nederig, meer as al die mense op die oppervlakte van die aarde. Hoekom is dit so? Hoekom word hierdie stelling gemaak en hoekom word gesê dat hy nederig is? Kom ons gaan kyk na Moshe. En dan lees ons vers 8 van Numeri 12. En ons sien daar staan, met hom praat ek mond tot mond, selfs openlik en nie die raaisels nie. En hy kyk na die vorm van Joa. Hoekom was julle dan nie bang om teen my diensknegt Moshe te praat? O ja, hy is nederig, want hy kom in die teenwoordigheid van die lewende God. Dit beteken nie Moshe het nie verkeerd opgetree partykeer nie. Dit beteken nie Moshe het nie sy humeur verloor nie. Ons weet almal. Dit beteken hy was in die teenwoordigheid van die lewende God. Hy het verstaan wie hy is. En daarom was hy nederig. En dis die rede hoekom Moshe nederig genoem word. Psalm 147 vers 6 sê, Joa lig die swakkes op. Hy verneder die bose tot in die grond. Joa kyk na hom wat in swakheid na hom kom. Joa antwoord sy gebed. Joa is die een wat in verhouding bou met hom wat nie vol is van homself. Die bidder
is een wat na God toe kom. En dan, terwyl 'n mens tyd in God se teenwoordigheid spandeer, is die bidder ook iemand met medelee. Iemand wat omgee vir ander. Net soos wat Vader omgee liefde het, net so gee hy om vir ander. In Markus 8, vers 2 sien ons, ek gee om vir hierdie mense, want hulle bly al 3 dae by my en het niks om te eet. Jesua het nie net gepreek en julle moet maar net luister en ag, vertrou die Vader nie. Jesua het omgegee vir die mense. Nie net in hulle geestelike behoeftes nie. Hy het nie net daarin voorsien nie. Hy het voorsien in die behoefte van die mense wat na hom kom luister. Hy het ook omsien na die fisiese behoeftes van hierdie mense. 'n Handelinge gemeente werk so. Die gemeente ken die behoeftes van sy lidmate. Die gemeente let op en versorg die behoeftes van sy lidmate. Dit is ook die bewys van 'n leier en leierskap, wat tyd met Vader deurbring, wat verstaan wat dit beteken om omgee liefde te hê vir hulle waarvoor ons verantwoordelik is. Ons sien ook verder dat die bidder iemand is wat in oorwinning is. Hy sukkel nie. Kom is hy oorwinnend, want hy ken God se karakter. Hy verstaan Vader se karakter en leef in oorwinning, want hy verstaan Vader se tyd, hy verstaan Vader se planne, hy weet wat is God se wil. En daarom is dit maklik om Vader se werke te sien gebeur. Hy is oorwinnend, hy sukkel nie. 1 Korintiërs 6 vers 3, weet julle nie, dat ons engele oordeel nie, hoeveel te meer die wat van die lewe is. God het ook ons meester laat opstaan en laat ons opstaan deur sy wonderwerkende krag. Jesua het ons in die eerste plek laat opstaan uit die sonde. Deurdat ek sy soenoffer, sy sondeoffer aanvaar het, het hy ons laat opstaan uit 'n lewe van sonde en ons 'n lewe van oorwinning gegee, want het Jesua nie gesê, ek het gekom dat jy 'n lewe kan hê en dit in oorvloed. Nee, daar staan nie noodwendig ek sal ryk wees nie. Daar staan ek sal genoeg hê. Daar staan ek sal genoeg hê om elke dag vervul te wees in alles wat ek moet doen, om geen onvervulde behoefte te hê. En dit gee hy vir ons, want dit is sy opdrag. En daarin kan ons leef. Die kind van God wat in sy karakter leef, wat naby hom is, wat met hom gesels, verstaan sy oorwinning. Maar wanneer hierdie persoon op 'n ander manier as in sy karakter na hom toe kom, is daar ook gebede wat nie beantwoord word. En dan wil ek hê met ons, terwyl ons praat oor gebed en voordat ons gaan gesels by 'n ander geleentheid oor die inhoud van ons gebed, wil ek hê ons moet bietjie kyk na hoekom gebede nie beantwoord word. In die eerste plek sê Jakob vir ons in hoofstuk 4, julle ontvang nie, want julle bid nie. So in die eerste plek uit die hart van die saak, is dit omdat mense nie vra en nie bid nie. Maar dan gaan hy verder en hy sê, en julle ontvang nie, omdat julle bid met selfsugtige begeertes. Ek parafraseer sommer, ek som dit vir jou op. Met verkeerde motiewe. Vader, gee vir my, gee vir my, gee vir my. My motiewe gaan oor myself, my motiewe gaan oor wie ek is en wat ek wil doen. En baie keer is daar gebede wat nie beantwoord word nie, want dit gaan oor die begeerte van die persoon. In die tweede plek, sê Jesaja 59 vir ons, dat sonde in ons hart, sonde in ons lewe, sonde wat ons nie bereid is om van ontslae te raak nie, verhoed Vader se antwoorde. Baie keer word ons gebede nie geantwoord nie, want ons is nie bereid om van sonde ontslae te raak. Jesegiel, soos u dit ken, hoofstuk 14 vers 1 tot 3 verduidelik vir ons, dat as daar afgode in iemand se lewe is,
baie keer God hom nie gaan antwoord. Vader het selfs so ver gegaan om vir beide vir Jeremia en vir Jesegiel te sê, moenie meer vir die volk bid nie. Dit help nie eers jy praat met my oor hierdie volk nie, want hulle is ongehoorsaam. Ek gaan hulle nie antwoord. Hoeveel te meer vir my en jou wat die Gees van God het? Hoeveel te meer vir my en jou? Dink jy nie dit geld meer vir u, my, omdat ons God se wil kan ken, omdat ons sy Gees in ons het? Deur die bloed van Yeshua het ons die voorreg ontvang om kinders van God te word. En om dan deur die Gees in sy inwoning in ons beheer te kan word. En as ons dan voortgaan met afgode of met ander dinge wat vir ons belangriker is as God in ons lewe, moet ons nie verwag God met ons antwoord. Dan sê hy ons gebede selfs is vir hom verwerplik. Ons gebede word sonde, want ons doen dit om selfsugtige redes. Met afgode en sonde in ons lewe gaan God nie ons gebede beantwoord. Vir die wêreldling en vir die persoon daar buite wat hom nie ken nie, is daar een gebed wat God antwoord, en dit is, Vader, red my. As ons nog nie by daardie punt gekom het nie, is dit die een gebed wat God sal antwoord, van die ongelowige en van die wêreldling. Vader, red my, ek is 'n sondaar, ek het U nodig. Daardie gebed sal God altyd antwoord. Kom na my toe en ek sal jou nooit wegwys nie, is God se belofte vir elke een. In die vierde plek staan onvergewensgesindheid, volgens Markus 11 vers 25, in die pad van gehoorsaamheid, maar ook in die pad van ons antwoorde op gebed. Onvergewensgesindheid verhoed ons om God se lewe te leef. Onvergewensgesindheid vorm 'n bitterheid in 'n persoon se lewe, en behalwe dat dit ook siekte veroorsaak, breek dit die verhouding tussen my en God. As ons kyk na die vergelykende stories wat Yeshua dikwels vertel het, dan sien ons het hy vertel van die man wat vergewe is en self nie kon vergewe nie, en dat hy in die tronk gegooi is totdat hy betaal het. Het jy deel aan die vergifnis wat God gegee het? Wat verhoed ons dan om ander te vergewe? Vry te spreek van hulle oortredinge teenoor ons. Vry te spreek van hulle gesindheid en houding teenoor ons. Onvergewensgesindheid verhoed dat God met ons praat. Spreuke 21 vers 13 skep ook 'n ander rede, en dit is die vir mense wat nie gewillig is om te gee nie. In die Nuwe Verbond gebruik Yeshua 'n baie bekende Arameese idioom om hierdie vergelyking te tref. Hy praat van mense met 'n slegte oog of 'n bose oog. Hierdie is 'n idioom in Aramees wat beteken iemand wat suinig is. En hy stel dit vir ons duidelik dat iemand wat suinig is nie vir God aanvaarbaar. Maar dit jou verduidelik vir ons. Iemand wat suinig is nie God se gesindheid en daarom nie deel van die koninkryk. Hoekom? Want wanneer ons in God se teenwoordigheid is en kom, leer ons leef soos hy. En Vader is 'n vrygewige God. Hy gee aan die sondaar en aan die gelowige die reën wat val, wat nodig is vir die oes. Hy is vrygewig. Hy gee aan ons alles wat ons nodig het. Vir ons, soos mense wat vir baie jare al in die geloof lewe, wat afhanklik is van Vader alleen vir alles wat ons het, verstaan wat dit beteken. Vader is 'n God wat gee dit wat sy kinders se behoefte is. As ons nie bereid is om te gee nie, hoe kan ons verwag Vader moet met ons praat of vir ons gee? En dan in 1 Kefa, Petrus soos u hom ken, 1 Kefa hoofstuk 3 vers 7, word daar vir mans 'n baie spesifieke rede gegee waarom Vader nie hulle gebede beantwoord nie. En dit is wanneer hulle gesin en baie spesifiek hulle vrouens nie korrek volgens God se standaard
behandel nie. Ek en jy as man is as priester verantwoordelik vir ons huis. En as ons verantwoordelik is vir ons huis, moet ons ook ons gesin, baie spesifiek ons vrou, hanteer en behandel met God se gesindheid, met die karakter en autoriteit wat in hom is. Dan kan ons verwag God met ons antwoord. Jakob 5, en waar ons net nou gesels het oor wanneer ons gebede nie geantwoord word nie. Jakob 5 vers 15, Matteus 9 vers 29 sê, dat wanneer ons nie vertrou nie, is daar 'n moontlikheid dat ons gebede nie beantwoord word nie. Want die Bybel sê vir ons duidelik, God antwoord en God gee aan hom wat vertrou. Nou die woord vertrou beteken nie dieselfde as glo nie. Almal gebruik gewoonlik die woordjie glo. God sê nie ons moet hom glo nie, God sê ons moet hom vertrou. Vertrou is geloof in aksie, is om te doen wat God sê. Hy wat hom nie vertrou nie, hy wat nie doen wat hy sê nie, hy wat nie aksie neem om hom alleen as standaard te gebruik nie, kan nie verwag dat God sy gebed beantwoord nie. Psalm 25 vers 9 sê, trots staan in die pad van God se antwoord. God luister nie vir die man wat in trots na hom toe kom. Jesua het self die voorbeeld gebruik van die fariseer of die sadiseer, die godsdienstige man wat in die tempel, in die kerk staan, op sy bors slaan en sê, dankie dat ek nie so sondig is soos ander nie. In vergelyking met die man wat gekom het en gesê het, wie is ek? Kyk na my sondag. God sal hom antwoord. Jeremia 29, Hebreërs 11 sê vir ons, hy wat nie toegewyd is en afgesonder is aan God en sy standaarde nie, kan nie verwag dat God hom moet antwoord. Romeine 1 vers 21 sê, iemand wat in ondankbaarheid leef, wat nie tevrede is met dit wat hy het nie. Hy wat nie dankbaar is nie vir God aanvaarbaar. Om die waarheid te sê, God stel hierdie ondankbaarheid in Romeine as een van die redes hoekom mense se lewens nie in volheid tot hom kan kom. In Psalm 69 en op baie plekke in die skrif praat die Bybel ook van gejaagdheid. Wanneer ons so besig is met ons eie dinge, dat ons nie tyd het om by God uit te kom. Dat ons so gejaagd is met ons en ons eie dinge, dat ons nie tyd het om vir God te luister nie. Hoe kan hy dan ons gebede beantwoord? En partykeer is dit nodig, soos wat ons in Daniël sien, en soos wat ons in die skrif sien, wat Jesua vir ons sê, vra, soek en klop. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. In hierdie voorbeeld is dit duidelik dat daar soms iets anders is wat gedoen moet word, en kry ons nie antwoorde nie, want daar is dinge wat dit blokkeer. In Daniël hoofstuk 10 sien ons vir Daniël, wat 21 dae lank moes wag vir sy antwoord. Want daar was geestelike magte wat eers oorwin moet word. Partykeer hoor ons net wanneer ons vra. Partykeer moet ons eers soek na die antwoord. Partykeer moet ons kyk na dit wat God vir ons in sy woord gegee het. Dan sy antwoord is daar. Partykeer moet ons klop. Partykeer vat dit bietjie meer. Partykeer vat dit geestelike oorlogvoering. Partykeer moet ons eers oorwinning behaal. Dan kry ons antwoorde. Onthou in dit alles, daar's 3 stemme. Maar ons wat sy kinders is, sê die woord vir ons in belofte in Johannan, dat ons God se stem sal ken. Dis God wat praat, dis ek self wat my eie begeertes het, en dis Satan wat jy wil probeer verwar. Onderskei, sodat jy weet wie se stem jy hoor. Dra ons sy karakter. Kan Vader ons antwoord? Ek vra vir jou, om jou lewe so voor hom te stel, sy karakter te leer ken, met hom in gesprek te tree, sodat ons lyk soos hy, sodat ons antwoorde kan kry, wanneer ons vra. Kom ons bid saam. Vader, dis U alleen wat ons vertrou, en ons loof U vir wie U is.
Dankie dat ons U kan hoor. Dankie dat U met ons praat. En dankie dat U na ons luister. Elke keer wanneer ons na U roep, het U ons gehoor. Dankie vir die beloftes. In die naam van Jesu. Amen en amen.